Hoe beïnvloed belasting jou beleggings terwyl jy leef, maar ook na jou dood? Dis 'n baie belangrike vraag om te vra en dankie tog 'n kenner is hier om ons meer te vertel. Denise Fourie van PSG Wealth Silver Lake sluit nou by ons aan. Goeiemôre Denise. Môre julle, ja, dis lekker om weer hier te kuier saam met julle. Ek dink is 'n ding wat baie mense nie oor wil praat nie, want die enigste sekerheid in die lewe is belasting en dood, nê? Ja. Ten minste weet jy wanneer jy belasting moet betaal, maar ons weet nie wanneer ons te sterwe gaan kom nie. So mens moet beplan. Ek sê altyd ons doen boedelbeplanning asof jy nou nie gaan opstaan nie. So dis altyd die hier en nou waarvoor jy beplan. En as jy nou die regte keuse maak, dan kan jy ten minste rus in vrede. Ja, so dis belangrik om nou daai belangrike besluite te maak. Dit is baie goed gestel, ja. So ek wil maar net van die intrapslag of sê ons is beleggingsadviseurs. Ons gaan nou oor 'n paar belastingbeginsels praat. So ons doen nie per se belastingadministrasie en sulke goed nie. Maar ons verstaan goed wat se implikasies het belasting en gee advies daarop. Ja. So dit is maar altyd belangrik. Ek sê altyd soos 'n 3-poot pot, die kliënt ons en jou belastingadviseur werk almal saam. Ja. Ek wil vandag se gesprek in 3 fases, 4 fases bietjie hanteer. So ons gaan elke keer praat as jy insit, as jy binne en in is, as jy uitkom en dan die laaste stap as jy te sterwe kom. Hoe hanteer of hoe werk al hierdie fases dan nou? Ja. OK, nou kom ons kyk na fase 1. Hoe werk belasting op jou bydraes en is daar verskil tussen belasting op aftreebydraes soos in 'n pensioenfonds en jou vrywillige beleggings? Ja, so ons het so 'n paar gesprekke terug toe onderskei ons bietjie tussen vrywillig en verpligte geld. So die gesprek gaan eintlik maar aan. So as jy insit in jou verpligte kant en aftreegeld, dan kry jy die aard van die saak die belastingvoordeel. So dis daai reël wat almal ken. 27.5% tot 'n maksimum van 350 000. Ja. Baie mense nie verstaan nie, as jou belasbare inkomste R1 miljoen is, beteken dit jy kan 27.5% kan jy 'n aftrekking voor kry. Partykeer sê mense ek het my 350 bygedra, maar dan vra jy nie die vraag wat is jou belasbare inkomste nie. Belangrik om hier te onthou, jy kan meer bydra, jy kan R1 miljoen in 'n aftree aan die tyd sit as jy wil. Dit rol oor na die volgende jaar toe, so jy verloor dit nie. En ek gaan nou 'n bietjie praat oor wat gebeur as jy dit nog nie gebruik het in die tyd wat jy afgetree het nie, want dit het 'n baie groot voordeel. So bottom line is, as jy insit, kry jy 'n voordeel aan jou pensioenkant. Aan die vrywillige kant is dit nabelaste geld. So jy kry nie die voordeel nie. So jy het jou salaris verdien, jy het belasting op betaal. En dan as jy in die vrywillige kant spaar, is dit nabelaste geld. So jy kry nie 'n voordeel daarvoor nie. Word jy dan ook nie daarop belas nie? Dis nou fase 2 waarby ons gaan kom. Ja. So as jy net onthou fase 1 as jy insit, aan die een kant kry jy voordeel, aan die ander kant is dit nabelaste geld. Goed. Kom ons gesels dan nou oor die fase 2. Nou is jy in die beleggingsdeelte. Hoe werk die belasting dan? So weer eens aan jou verpligte kant, binne-in betaal jy niks belasting op jou groei nie. Jou rente, jou dividende en jou kapitaalewins is vry van belasting. So dis 'n baie groot voordeel, jy weet dit uit die aard van die saak wil jy dit benut, nê? Ja. Aan die vrywillige kant betaal jy weer belasting op rente, dividende en kapitaalgroei. Ek verduidelik dit altyd soos 'n belegging is soos 'n boom en daai boom dra vrug. En jou vrug het die belasting implikasie. Maar as jy daai boom verkoop, dan het dit 'n kapitaalwinsbelasting implikasie. So om op te som aan jou verpligte kant, het jy nie belasting op jou groei, jou rente en jou dividende nie. Jy wil dit benut. Ja. Onthou het ek laas, ek weet nie of julle altyd by was nie, maar ek het laas op peer gesê, SARS, as hulle vir jou iets gee, dan staan hulle met hulle ander hand agter die reg, nê? So onthou dit, want ek gaan nou daarby kom. So aan hierdie verpligte kant, as SARS nou vir jou sê, jy kry 'n vrystelling vir jou bydrae, niks van jou groei is belasbaar nie, gaan hulle dit nou kom terugvat, nê? En dis nou waar ons by fase 3 kom. Ja, as jy dan nou by onttrekking kom of jy tree af, hoe werk die belasting dan? Werk dit anders wanneer jy byvoorbeeld inkomste trek teenoor kapitale onttrekking? Yes, dit werk anders. So nou kom SARS en sê, nee, ek het vir jou iets gegee met hierdie hand, nou vat ek terug met hierdie hand. Nou kom sy hand agter sy rug uit. So aan die verpligte kant sê SARS vir jou, jy kan 550 kontant belasting vryvat en dan begin ons jou belas tot en met 36%.
So dit het altyd met aftreebeplanning, is dit nogal 'n belangrike deel van jou aftreebeplanning. So toegang tot kapitaal aan jou verpligte kant, kan jy tot 1/3 gewoonlik, as jy nou in 'n voorsorgfonds was in die ou reëls, kan jy alles kontant vat, maar in die algemeen 1/3 kan jy kontant vat, dis onderhewig aan belasting. Dan jou inkomste is belasbaar. So jy het nou die voordeel gekry, maar nou vat ek dit terug. So nou betaal jy belasting op jou inkomste. Dis waar vrywillige geld nou weer die ander kant van die munt is. Jou inkomste is nie belasbaar nie en dis 'n baie lekker deel van beplanning wat ons min benut. Want onthou, daar's ook 'n reël in belasting wat sê, ons gaan jou nie dubbel belas nie. Vrywillige geld het ek jou nou hier binne-in op rente, dividende en kapitaalgroei het ek jou belas. So as jy inkomste trek, gaan ek jou nie belas nie. So dis 'n baie lekker voordeel. En jou rente, dividende en kapitaalewins kan jy goed bestuur in 'n belegging. Mense dink altyd kapitaalewins is die duiwel van die kinderbybel, maar hy is nie, want as jy mooi daaroor dink, jy betaal 18% maksimum kapitaalwinsbelasting en inkomstebelasting 45%. Ja. So ek sê dat 18 wil betaal is 45%. So kapitaalewinsbelasting is nie die slegste ding onder die son nie. Ja. Denise, ons het so 2,5, 3 minute. Ja. So praat ek ons oor fase 4 gou. Okay. Die afsterwe, die dood is dan nou die laaste fase. Yes. So hoe verskil die belasting tussen verpligte geld en vrywillige geld spesifiek as dit nou hier is en wat gebeur met beleggings en belastingdoeleindes by die dood? So aan jou verpligte kant is dit nie 'n bate in jou boedel nie. Okay. Maar ons moet onderskei ook tussen aftreeanniteite of terwyl jy nog daar binne-in is en jy gaan dood en as jy klaar afgetree het, want daar's 'n verskil. As jy daar binne-in is en jy kom te sterwe, val jy nog onder pensioenfonds wetgewing en dan gaan die trustees van die fonds gaan kyk wie was finansiëel afhanklik van jou. So jy nomineer begunstigdes op jou pensioenfonds, maar die trustees van die fonds het 12 maande om te kyk wie was finansiëel afhanklik van jou. Soos jy sê my man moet alles erf, maar jy 2 klein kindertjies, is die kans bitter groot dat hulle vir jou 2 klein kindertjies 'n toedeling gaan maak. So dit is hoe aftreeanniteite werk, maar dis nie 'n bate in jou boedel nie. So dis 'n voordeel wat jy wil benut. Lewende anniteite, as jy nou klaar afgetree het en jy trek inkomste uit, is ook nie 'n bate in jou boedel nie, maar daai het jy begunstiging vryheid. Soos jy sê my oom in Paternoster moet hierdie ding kry, dan gaan jou oom in Paternoster hom kry. En dan wat die begunstigde besluit om te doen mag 'n belasting implikasie hê. Wat ons dan nou met kliënte bespreek, so dit is 'n belangrike ding. Jou vrywillige geld is 'n bate in jou boedel. So jy wil eintlik daai balans kry as jy kliënte inkomste uit 'n portefeulje uittrek waar jy daai vrywillige geld wil opgebruik voor jy doodgaan, sodat dit nie 'n groot bate in jou boedel is nie. Een ding wat ek laaste wil sê is moenie die fout maak om van verpligte geld, want baie keer trek mense meer inkomste by verplig, dan gaan spaar hulle dit by vrywillig. So nou het jy eintlik 'n bate wat nie in jou boedel is, oorgedra na 'n boedelbate toe. So daar's baie beplanning wat jy met hierdie goed kan doen, boedelbelasting te verminder, inkomstebelasting te verminder, om jou testateervryheid meer vry te maak, soos hoe jy goed bemaak aan mense. So dis altyd 'n gesprek wat ek amper die eerste gesprek met kliënte het om te verstaan hoe werk hierdie 2 potte in terme van belasting en hoe moet ons beplan en die regte goed benut op die regte tye. Laaste 20 sekond slotgedagte wat vir ons wil gee om dalk belasting te verminder, nie net terwyl jy lewe nie, maar ook by die dood. Yes. So benut jou aftreebydraes tot op daai punt waar jy die voordeel kry. Dis altyd 'n groot voordeel want dit groei ook vry van belasting. Belastingvrye spaarplanne, dis val aan die vrywillige kant, maar ons geen belasting nie, benut dit. Ja. Benut jou eerste R36.000, nomineer begunstigdes. En dan jou testament is verskriklik belangrik. Dit is seker nou die belangrikste dokument wat jy gaan teken ooit in jou lewe wat gaan uitspeel as jy doodgaan. So jou testament is verskriklik belangrik. En dan oorweeg trust en dis nie altyd 'n one size fits all nie, maar trust is 'n baie goeie meganisme hoe jy beplanning kan doen. Maar dan dit het ook implikasies. Ek sê altyd as jy oor belasting praat en beleggings en dood ensovoorts. Elke pro het 'n kon en jy moet besluit watter een wil jy aanvat, want wat jou pas gaan noodwendig nie die volgende ou pas nie.
En julle het vir ons natuurlik handpasmetodes om by die regte metode vir ons elkeen uit te kom. Baie dankie Denise vir jou tyd en vir die baie belangrike inligting wat jy kom deel het. As jy enige vrae het, stuur gerus 'n e-pos na denise.f@psg.co.za. Dis denise.f@psg.co.za. Bly ingeskakel vir ons gesprek met Pieter van Rooyen oor vaderskapsverlof.